Goeienaand my boetie en sissa, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydag aand en baie dankie dat ek die voorreg het om vir elkeen te kan bid na hierdie dag. Ek hoop julle kon alles doen wat julle moes doen en dat julle nou reg is vir hierdie aand en ook so vir die naweek wat voorlê. Kom ek bid vir ons. Here, aan U alle eer, lof en heerlikheid, dat ek na U toe kan kom in U lieflike naam. Vader, baie dankie vir nog 'n dag in ons lewens toegevoeg. Dankie vir alles wat ons kon doen en vir alles wat ons kon uitrig. En dankie Here, dat ons kan getuig van U goedheid en guns in ons lewe. Vader, ek bid vir my boetie en sissa wat bevoorreg is om te kan gaan slaap hierdie naweek. Ek bedoel, in die aande kan gaan slaap en dan ook hierdie naweek kan rus. Vader, ek bid dat hulle goeie rus sal inkry hierdie naweek. Vader, mag hulle uitrus. Ek bid dat hulle die stof van hulle voete sal kan afskit van hierdie week. En liewe Here, mag hulle kan ontspan en kan herlaai in Jesus naam. Liewe Here, in die aande bid ek dat hulle 'n soete nagrus sal hê. Mag selfs hulle drome soetheid bevat. Ek bid, liewe Here, dat U hand van kalmte oor hulle sal sweef. Liewe Here, mag U rustigheid in hulle harte en in hulle gedagtes plaas. En ek bid teen enige iets wat hulle slaap wil kom steur, dat dit niks sal uitrig nie, in Jesus naam. Vader, ek bid, dat U asseblief ook vir elkeen sal vashou in hierdie aande en hierdie naweek. Vir die wat werk oor die naweek en in die aande, Here, dankie vir die voorbeeld wat hulle stel, van mense wat bereid is om te werk ten spyte van opofferings wat hulle moet maak, ten spyte van tyd en ure. Liewe Here, mag hulle werk nie ongesiens verbygaan nie. Ek bid vir 'n seën oor hulle werk. Ek bid vir 'n seën oor hulle hande, oor hulle toekoms, in Jesus Christus naam. Ek bid dat hulle versterk sal wees vir hulle werk wat voorlê. Ek bid dat hulle krag en wysheid sal hê om hulle beste te kan doen en gee. Vader, vir Sondagse dienste bid ek dat U asseblief elke byeenkoms sal seën. Vader, mag elke prediker se lippe gesalf wees met 'n woord wat sal harte aanraak, 'n boodskap wat lewens sal verander. Ek bid vir die aanbiddingsspanne, Here, dat die klanke wat van hulle monde en hulle hande afkomstig is, 'n soete geur loslaat. En vir elkeen wat in en om die kerk 'n diensplig het, sê ek vir U dankie vir wat hulle opoffer en vir hulle bereidwilligheid om diensbaar in die koninkryk te wees. Mag hulle weet, waar hulle ook al 'n diensplig het, dat hulle werk nie ongesiens is nie. Ek bid vir 'n seën oor hulle veiligheid, 'n seën, liewe Here, vir deursettingsvermoë, in Jesus Christus naam. Vader, ek wil bid vir vanaand se aktiwiteite wat plaasvind by kerke. Liewe Here, mag die verrigtinge goed afloop, en mag alles wat bespreek en gedoen word, tot verheerliking van die naam van Jesus wees. Ek bid vir selgroepe wat by mekaar kom, liewe Here, mag elke byeenkoms geseën wees. Ek bid, liewe Here, dat U teenwoordigheid elke vertrek sal vul. En Vader, my gebed is dan ook, dat U asseblief die woord sal oopbreek vir elkeen om het te verstaan. Vul elke leier met wysheid om die boodskap oor te dra, soos wat U wil hê, die boodskap moet oorgedra word. Asseblief, Here. Vader, ek bid dat U elke boetie en sissa sal beskerm deur hierdie aande, en vir hierdie lang naweek wat voorlê, bid ek dat elkeen veilig gehou sal word. In die kosbare naam van Jesus is dit my gebed. Amen en amen. Voor ek julle groet, wil ek net vir julle sê, ek gaan nou nie volgende week vir julle in die oggend en in die aand bid nie. Ek gaan so 'n klein breek vat, maar dit beteken nie, ek gaan nie vir julle 'n weekgebed en 'n naweekgebed bid nie. Dit gaan ek nog beslis doen, want ek voel net, ek kan nie julle net 'n week los sonder gebed nie. Dit is nie reg nie. So ek gaan vir julle 'n weekgebed bid en 'n naweekgebed. Totdat ons weer lekker saam bid, kyk mooi na julle self en wees geseënd. Totsiens almal.